Ja, julle kan julle sit lekker neer. Moet julle elkeen in die onfeilbare naam van Jesus Christus. Môre ons het nog nie gegroet nie, môre. Prys die naam van die Here. Ek het vir ons 'n boodskap voorberei soos die Here op my hart gelê het. Wel bekend by ons, maar dit het soveel krag, dit dra soveel krag vanmôre die woord. En veral toe ek by mekaar gesit het, tema van die woord vanmôre is Jesus werk van binne af na buite toe. Ek dink as jy jouself moet vra vanmôre en jy doen so 'n bietjie introspeksie vanmôre en jy kyk bietjie na jou omstandighede en jy gaan terug na jou gebedsversoeke en jy kyk waarmee jy besig is. Ek glo baie van ons sal agterkom dat ons vra vir omstandighede om te verander. Ons vra vir situasies om beter te word. Ons vra vir al hierdie dinge wat uiterlik is vir God om betrokke te raak aan dit. Maar die woord van die Here sê hy werk van binne af na buite toe. En ek het vanmôre vir ons 'n kort woord voorberei en 'n paar verse uit die skrif uit om te kyk hoe werk God dan van binne af na buite toe vanmôre. Die wat julle Bybels hierso het, ons gaan deur die woord van die Here werk vanmôre. As baie mense wat na ons toe kom, en dit is tog reg van na wie toe sal hulle gaan? Hulle kan tog nie na die wêreld toe gaan nie, maar hulle kom na ons toe en ek dink julle elkeen kan getuig hiervan, want hulle sien dat jy 'n kind van die Here is en hulle kom na jou toe en hulle sê bid vir my vir hierdie omstandighede. Sal jy asseblief vir my intree want ek het werk nodig. Sal jy asseblief vir my intree want daar's iets wat nie lekker sit in 'n verhouding nie. Of kan jy vir my intree, die ou by my werk is op my keus. Kan jy asseblief vir my dit doen of dat doen, Here Jesus? Die Here wil vanmôre vir jou kom en vir jou sê dat van binne af is waar die verandering plaasvind. En as God in jou binneste begin werk, dan sal jou uiterlike verander. En dit is tog ons as kinders van die Here wat die lig is vir die wêreld. En wanneer hulle weer na ons toe kom, is die boodskap maklik dan. Is like, hoe gaan dit met jou binneste? Jy wil hê God moet al hierdie uiterste vir jou verander, maar hoe lyk jou binneste vanmôre? Want dit is waar God sê waar die verandering plaasvind. En as die verandering daar plaasvind, jy sal my baie hoor dit sê vanmôre, want ek wil hê hierdie konsep, hierdie idee moet land by jou vanmôre, dat as jou binneste nie verander is nie, dan gaan jou uiterlike ook nie verander nie. Jou omstandighede sal dieselfde bly, maar as jy toelaat dat God van binne af verander, dan sal en moet jou omstandighede uiterlik ook verander. En dit is die woord wat jy dan kan oordra wanneer die wêreld of mense weer na jou toe kom en sê bid vir my. Ek het hierdie situasie. Die eerste ding wat jy sal moet vra is, maar hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou siel? Hoe lyk dit aan die binnekant van jou vanmôre? Kom ons praat eers oor dit en dan sal ek vir jou bid sodat God jou omstandighede verander. Amen. Prys die naam van die Here. Toe ons kinders was, toe sing ons daar die liedjie en ek het gekyk en probeer navorsing doen wie dit geskryf, maar ek kon nie op dit afkom nie. Hulle sê dis 'n ou volksliedjie en mettertyd het die eienaar of die digter van daardie liedjie verlore gegaan. Maar daai liedjie het ons gesing, dit borrel binne in my. Borrel dit nog binne in jou vanmôre. Borrel dit nog so binne in jou dat die uiterlike die wêreld daar buite kan sien. Dis die liedjie wat ons gesing het toe ons 'n kind was, maar nou dat ons bietjie groter is en ons het werklik waar die Here ontmoet, sing ons die ander liedjie wat sê hy het die wonders kom doen hier binne in my siel. Die dag toe ek my Jesus ontmoet. O ja, hy het die wonders kom doen.
Kan jy nog onthou daardie dag, toe alles binne verander het? Hoe was dit? Jy was vreugdevol gewees. Jy wou niks van die wêreld meer weet nie. Niks het saak gemaak wat buite om jou aangaan nie. Jou situasies en jou omstandighede het klein gelyk. Van binne in jou is waar die vreugde was. Binne in jou is waar die verandering plaasgevind het. Kom ons kyk na die kernvers vir die dag. 2. Johannes 7 vers 37 tot 38. Kan ons lees op die bord. Ek het net die laaste stukkie op my. Hy sê, God het op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Jy sien, wanneer daar lewe binne in jou is, en daar strome van lewende water wat uit jou uitvloei, dan vloei dit na die dor plekke in jou lewe, dan vloei dit na die situasies en omstandighede wat besig is om jou dood te maak en af te trek, en daardie lewende water wat God sê, sal uit jou uitvloei as jy in hom glo. Maak dan die situasie weer lewendig. Maak dan die omstandighede wat so dof en so moeilik lyk lewendig, want jy as kind van God, wat in die Here glo, kan vanmôre opstaan en sê, maar daar is strome van lewende water wat uit my uitvloei, die omstandighede moet verander. Want waar daar lewe is, kan daar nie dood wees nie. Waar God is daar lewe, waar God is daar vrede vanmôre. Prys die naam van die Here. En dit is die geheim vanmôre, asook die tema van my boodskap. Dat God werk van binne af buite toe. En dit is die geheim wat die wêreld miskien nie weet nie, en ons as volgers van die kruis, ambassadeurs van die woord en die evangelie, is ons verantwoordelikheid dan, om vir hierdie wêreld wat so dof, dor en dood lyk, te vertel, maar die strome, die lewende waters, die verandering, sal plaasvind, die dag wanneer Jesus Christus regtig aanneem. Die dag wanneer jy regtig sê, Here, ek glo in U. Ek weet dat U alles kan doen. Ek is niks, ek staan terug, want ek wil hê strome van lewende water moet ook uit my vloei. Dit is die dag wanneer die verandering buite regtig gaan plaasvind. Net so, natuurlik is die wêreld die teenoorgestelde. Die wêreld wil nie kyk na die innerlike nie. Die wêreld wil ons nie meet na ons innerlike nie. Die wêreld wil ons meet na die uiterlike. Jy sien, die duiwel kom altyd en hy wil alles breek wat God in plek sit. Hy wil altyd die teenoorgestelde hê moet gebeur. As God se skrif sê, daar is 'n familie wat bestaan uit 'n man, uit 'n vrou uit, dan wil hy dit kom breek. En ons verstaan, ons kan dit sien met die New Age en die woke goeters wat gebeur. Want die Here sê, daar's 'n reënboog wat vrede is as 'n teken dat hy nie weer sal doen wat hy gedoen het. Vat hulle daardie dit en hulle draai dit om. En hier kom die wêreld en die woord van die Here sê, van binne af na buite sal lewende water vloei, maar hulle wil jy eerder meet. En ons sien dit daagliks, en ek dink die generasie, ek het met my vrou gepraat, net gisteraand, die generasie van vandag, die jonger generasie, wat nie soos ons sonder die sosiale media groot geword het, die voel dit dalk die meeste. Want die wêreld wil kyk, wat het hulle? Hoeveel volgers het hulle? Hoeveel posts maak hulle? Wat se klere dra jy vanoggend? So as ons kan sien, jou uiterlike lyk goed, dan is jy aanvaarbaar vir die samelewing. Die teenoorgestelde wat die Here sê, van binne af na buite toe sal strome van lewende water voel. En dit is moeilik, glo ek, vir die mense wat lewe, om die Engelse woord sê, te impress. Wat ander wil wys, ek het dit eers gemaak, wanneer jy kan sien wat ek het. As die mense daar buite kan sien, en dra nuwe klere, of ek het 'n nuwe kar, of my huis is weer oor, hulle moet kan sien, die uiterlike, want dan miskien sal hulle my aanvaar. Maar God sê, dit gaan nie oor die uiterlike vanmôre nie, die strome van lewende water, die werk begin binne in jou ees. En as God 'n werk begin, wie kan hom stop?
As hy innerlike wil jou verander het, is daar so groot verlange in jou om die evangelie te verkondig, dat die wêreld sal sien, daar is 'n verandering in jou. Maar as jy eers wil buite verander, gaan jy val. Jy sal dit nie maak nie, die wêreld sal jou insluk. Hy gee absoluut glad nie om vir jou nie. Hy wil hê jy met jou tyd en jou geld en jou energie spandeer om jou uiterlike mooier te laat lyk, sodat dit aanvaarbaar sal wees. Maar onthou, God sê hy kom van binne af en werk deur jou. Amen. Ek wil, dis tot inleiding van my kort skrif. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Want wanneer jy God nie kan toelaat om jou binneste te verander nie, kan jy net tot so ver gaan. Jy jou eie self, jou eie wysheid, jou eie mens, jou eie kennis, jou eie planne, jou eie geld, kan jou net so ver vat. Daar gaan 'n tyd in jou lewe kom wanneer die omstandighede so moeilik gaan wees, jy kan tog nie 'n lewe koop met al jou geld wat jy het nie. Ons het nou nog gelees uit die skrif uit daaroor. Jy kan niemand uit die dood uitkoop, jy jouself nie. So daar kom 'n tydperk wanneer jou situasie so gaan lyk, waar al wie dit kan verander, gaan God wees. Maar as die verandering aan die binnekant van jou nie plaasgevind het nie, is dit ontsettend moeilik om te sê, Here, kom help my. Want weer eens kyk jy na uiterlike. Terwyl God sê, ek is hier vanmôre, ek wil elke liewe een van julle help. Maar ek wil aan die binnekant begin. Jy sien, ons wil hê God moet aan die buitekant eers begin. As die Here net vir my kan help, as ek net daai werk kan kry, as ek net die kar kan kry wat ek soek, Here, as ek net dit kan doen, as ek daai verhoging kry, sal ek soveel meer vir die Here kan doen. Here het nie jou verhoging nodig nie. Here het nie jou geld nodig nie. Here sê, ek wil jou hart verander, ek wil binne in jou inkom, en ek wil daar begin vanmôre. Ek wil hê die verandering moet vir jou binne eerste wees, sodat wanneer die mense jou sien, dan sal hulle sê werklik waar, die hand van God is op daai persoon. Is daar nog 'n verlange binne in jou vanmôre? Is daar nog iets wat brand vanmôre en sê, ek het nog die vlam en die gees van God binne in my? Die dag toe Jesus my siel kom red, o ja, hy die wonders kom doen. Hy het nie eers jou uiterlike verander nie, maar jou binne. Die storie gaan so, die wetenskaplike sit en hy, miskien het julle van julle dit al gehoor, of miskien nie. Hulle sit en hulle stry met God. Hulle sê, ons het U nie meer nodig nie. Ons sê, kyk, hoekom nie? Hoekom dink julle, mens, het julle my nie meer nodig nie? Hulle sê, want ons kan toch alles self doen. Alles wat ons nodig het, alles wat ons kort, kan ons self doen. Ons kan vir ons karre bou, ons kan vir ons vliegtuie bou, ons kan klere maak, ons het hospitale gebou, ons kan mense gesond maak met die medisyne wat ons het. Ons kan ewen diamante maak, het julle gehoor, hulle maak diamante. Die mens kan dit doen, hulle kan dit alles doen, sê hulle vir God, hierdie wetenskaplikes. Hulle sê ons kan ewen hart maak, julle gesien, hulle maak harte, hulle maak longe, hulle maak ore, wat hulle aan muise en rotte en varke groei, en dan groei dit, en dan word dit gebruik, en kan dit gebruik word. So hulle kom op hierdie punt en sê, Here, ons het nie meer nodig nie, ons kan alles doen, en God staan so rukkie en kyk vir hulle. En hy sê toe, ja, so hoe doen julle al hierdie goedes? Hulle sê, nee, presies soos wat U dit gedoen het, Here Jesus. God, ons doen presies dieselfde wat jy gedoen het, ons gaan na die grond toe. Jy het Eva en Adam uit die grond uitgemaak. Ons gaan terug na die grond toe. Ons ontwikkel daar die grond, ons kry al die grondertse uit, ons kry al die brandstowwe wat ons nodig het, al die fossil fuels, ek het nou die Afrikaanse woord vergeet. Ons kry dit alles uit die grond uit. Ons vat goed uit die grond uit en dan plaas ons dit en ons vat tegnologie en ons vat ons eie kennis. En dan maak ons dit wat ons wil hê. So ons het nie meer nodig nie. God staan so rukkie, hy kyk toe vir hierdie ouens. Hy sê so, maak vir my 'n bietjie grond. Jy sien, daar kom 'n punt in ons lewe waar ons dink, ons het nie meer God nodig nie. Daar kom 'n punt in jou lewe, veral in die wêreld, waar hulle dink hulle kan alles hulle self doen.
Ons het nie God nodig nie. Ek gaan vir ons 'n versie nou lees uit Exodus uit, waar ons hierdie duidelik gesien het gebeur het. 'n Bietjie later. En daar kom 'n punt in jou lewe waar jy besef, maar werklik waar, ek het God nodig. Jy kan nie grond maak nie. Jy kan alles doen wat jy wil. Jou krag kan jou net so ver vat. Maar gaan 'n dag kom wanneer jy sê, Here, die situasie, ek het U nodig. En God gaan dalk vir jou vra, hoe lyk dit aan jou binnekant? Hoe lyk dit vanmôre? Is daar strome van lewende water wat uitkom? Is daar vanmôre lewe binne in jou? Want as jy omstandighede het vanmôre, as jy situasies het vanmôre, as jy gebede versoeke het vanmôre, wil ek eers binne begin. Ek wil binne begin. Kom ons gaan kyk wat sê Romeine. Romeine 8 vers 11. En as die Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, binne in julle woon, ons tema van vandag is God werk van binne af buite toe. As dit binne in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Ek wil nie sê dis 'n resep nie, maar dis duidelik dat daar iets binne in jou moet wees. Dis duidelik wanneer God jou aangeraak het, kom die Gees van God en hy woon binne in jou. En baie keer raak ons so verward met die situasies, die omstandighede, die storms, dat ons vergeet dat daar 'n Gees van God binne in ons is. Dat ons lewe kan spreek vanmôre deur die krag wat God ons gee. Dat die situasies wat om ons aangaan, lewendig gemaak kan word, van dieselfde Gees wat God uit die dode opgewek het, en die wat glo in hom, en daai selfde Gees woon in jou vanmôre. En baie mense daar buite in die wêreld het nie hierdie selfde Gees wat in hulle woon nie. Baie mense daar buite in die wêreld val, omdat hulle absoluut geen binneste lewendige strome van waters in hulle het nie. Hulle kyk na ons, kinders van die Here vanmôre, en hulle verwag dat ons vir hulle moet intree wanneer hulle nie kan nie. Die boodskap is simpel vanmôre. Hoe lyk dit binne in daardie persoon? Hoe lyk dit binne in jou vanmôre? Jy sien Jesus Christus en luister hierna vanmôre. Luister mooi wat ek sê vanmôre. Jesus, ek wil dit nou baie mooi sê dat jy dit mooi verstaan. Hoor my net uit. Jesus het nie die dood oorwin op die kruis nie. Dis die prys wat hy betaal het op die kruis. Jesus het die dood oorwin deur die opstanding. Jesus het van binne die graf af buite deurgebreek. Jy sien, Jesus werk van binne af buite toe. Hy werk nie van buite af eers nie. Die kruisiging was die loon wat betaal moes word sodat ons vry kon gekoop het. En deur dit moes God dan die dood oorwin het, en hy doen dit van buite af, van binne in die graf af. Hy breek deur van binne af buite toe, en dit is hoe God werk nog steeds vandag. Hy wil binne in jou deurbreek na buite toe. Omstandighede is nie moeilik vir God om te verander nie. Situasies is nie moeilik vir God om te verander nie, maar hy stel belang in jou siel vanmôre. Hy gee nie om oor jou situasie nie, want dit is tydelik. Dit sal verbygaan, maar jy sal vir ewig lewe met hom, of jy sal nie. As daar nie strome van lewende water binne in jou is vanmôre nie, is jy dalk op daardie pad waar God met jou wil werk vanmôre. Is jy daar vanmôre waar hy wil sê, ek wil sien, hoe gaan dit met my kinders binne vanmôre? Hy sê, hy is die kenner van die hart. Hy deursoek die niere vanmôre. Jy sit daar vanmôre, ek staan hier vanmôre. Ons weet, hoe gaan dit met ons? As 'n liedjie wat ons sê, it is well with my soul. As jy daardie liedjie sing, dan beteken dit gaan goed met jou siel. Daar strome van lewende water binne in jou in. God werk nog steeds dieselfde. God wil 'n liggaam wat oorgegee is aan die dood, lewend maak deur die Gees wat hy binne in jou gesit het. Jesus werk van binne af, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed hê. Jy sien, as jy eers lewendig gemaak is deur die Gees van God, dan begin jy lewe. Dan begin jy lewe vir God. En wanneer jy lewe vir God, dan is jy aan die dryf.
Dan is jy aan die beweeg, jy beweeg vorentoe, jy staan nie stil nie. As daar strome van lewende waters binne in jou is, dan wil God jou lei na plekke waar lewe nodig is. Sodat die strome wat binne en deur jou vloei, gebruik kan word vir die mense om jou. Sodat nie net jou situasie verander nie, maar omdat God deur jou werk, jy situasies verander vir ander mense. En dit kan wees deur 'n gebed wat jy opdoen vir iemand. Dit kan wees deur 'n woord spreek soos die Here op jou hart gelê het. Dit kan wees deur 'n brood oor te dra. Partykeer kan 'n brood 'n lewe verander. Maar as hulle nie van die lewendige brood eet nie, gaan jy moet aanhou brode gee. Jy gaan moet aanhou brode gee totdat die ouens besef dat iets binne in my moet verander. Iets binne in my het Jesus nodig. Dis my siel het Jesus nodig vanmôre. Kom ons kyk na Eksodus en hier is die vers wat ek vir julle wil lees, bietjie so 3 verse. Verder het die Here met Moses gespreek, sê aan Aaron, steek jou staf uit en slaan die stof van die aarde, dan sal dit muskiete word in die hele Egipteland. En hulle het so gedoen, Aaron het sy hand met sy staf uitgesteek en die stof van die aarde geslaan en daar het muskiete gekom op die mense en op die vee. Al die stof van die aarde het muskiete geword in die hele Egipteland. En die towenaars het dieselfde gedoen, hulle met hulle towerkunste om die muskiete voor te dring, maar hulle kon nie. So was die muskiete dan op die mense en op die vee. En hierso is dit, vers 19. Toe sê die towenaars vir Farao, dit is die vinger van God. Soos ek vroeër gesê het, jy gaan op 'n punt kom waar jy net so ver kan kom met jou eie planne, met jou eie slim braaitjies, met jou eie geld, met jou eie kennis, met jou eie accolades, soos hulle dit noem. Dit gaan jou net so ver vat. Of miskien staan jy vanmôre soos Moses, en jy het keuses om te maak, en die wêreld sê vir jou, maar ons kan jou dieselfde offer as God. Ons kan jou ook blydskap gee, ons kan jou ook vrede gee, ons kan jou ook hoop gee vanmôre. Jy het nie God in jou lewe nodig nie. Jy hoef nie fully te commit nie. Jy hoef maar net kerk toe te kom. Jy hoef maar net dit te doen. Sit jou Sondag eenkant vir God, en die res van die week hoef jy nie te lewe asof jy strome van lewende water in jou het nie. Jy staan dalk soos Moses voor hierdie keuses vanmôre. Die wêreld wys jou, hy kan vir jou goed offer. Hierdie towenaars kon tot op 'n punt doen wat Moses gedoen het. Maar toe God sy vinger wys, toe kon die wêreld nie meer bybly nie. God wil vandag 'n verandering in jou lewe maak. Hy wil vandag hê dat die wêreld daar buite moet sien, dit is die vinger van God wat betrokke is in my kind se lewe. Hy wil vandag hê dat die strome van lewende water, die werk wat binne gedoen moet word, na buite toe 'n effek moet hê. Hy wil hê die werk binne in jou moet die omstandighede verander. Waar daar lig is, kan daar tog nie duisternis wees nie. Maar ons het die neiging om die lig aan en af te sit. En dit is die probleem wat ons het vandag. Die wat in hom glo, strome van lewende water, sal uit sy binneste invloei. God wil die verandering maak in ons lewens vanmôre, en ons moet net weer 'n bietjie introspeksie doen. Is ons nog aan die brand vir die Here? Is daar dalk 'n stroompie in my lewe wat ek die strome van lewende water moes bietjie divert het, soos die Engelse sal sê? Dat Here, ek weet ek het strome van lewende water in my, maar op hierdie saak het ek nie nodig nie. Op hierdie saak in my lewe kan ek self hanteer. Ek is groot, ek is wys genoeg. Ek is soos die towenaars, ek kan dit self doen. Ek kan ook die werke doen, ek het nie nodig nie. Maar die strome van lewende water kan jy nie keer nie, as dit eers begin werk in jou lewe. As God begin werk in jou lewe, wil hy jou hele lewe van binnekant af verander. Hy wil nie net kom vanmôre en sê, ek gaan jou verander op hierdie aspek, maar gaan jou los op daai aspek. As ons dit wil gelyk, en dis waar ek en my vrou op gepraat het gister, is dat die Here sal jou nie net vry maak van een ding, en jou los dat jy sukkel met die ander. Hy sal jou nie vry maak, ek gebruik voorbeelde, aan verslawing aan dobbelary, maar hy sal jou los aan verslawing aan drank nie. Hy sê, as die Seun jou vrygemaak het, het ek jou waarlik vrygemaak. As jy toelaat dat God van binne af werk vanmôre,
in jou lewe, dan sal jy sien dat alle aspekte van jou lewe aangeraak gaan word deur die strome van die lewende water. Daar is absoluut geen deel van die lewende water wat nie jou lewe sal aanraak nie. Dit hang alles af van die besluit wat jy maak. Here, die water, die strome wat in my uitvloei, raak my lewe aan. Dit is elke deel van my lewe, Here. Ek het nie nodig aan elke liewe aspek van my lewe. Daar is absoluut geen iets wat ek kan doen sonder U nie. Vandat ek opstaan in die oggend, totdat ek gaan slaap in die aand, Here, laat U die strome van lewende water, die verandering in my bring, in my familie bring, by my werk bring, en tot by die kerk bring. Jou lewe binne in jou, wat God wil verander, kan tot by die kerk 'n verandering bring. Tussen ons medebroers en susters wat hier so sit. Prys die naam van die Here. Filippense 2 vers 13, amper by die einde van my woord. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Dis God wat in julle werk. Jy sien, God kom binne in jou, en hy werk en hy verander jou begeertes. Jy sal duidelik sien dat die wat nie die strome van lewende water in hulle het nie, en die wat nog in die wêreld is, as jy hom vergelyk met 'n kind van die Here waar strome van lewende water uitvloei, dan sal jy sien die begeertes van die twee is heeltemal anders. My begeerte en my verlange is nie meer in die wêreld in nie. Ek verlang nie meer om 'n superkar te ry nie. Want as die Here my gaan seën met genoeg geld om 'n Ferrari te koop, is my verlange miskien meer om te kyk wie kan ek help wat dit meer nodig het. Jy sien, God kom en hy werk binne in jou om te wil. Hy wil jou denke verander vanmôre. Hy wil jou gesindheid verander en hy wil jou waardes verander. Dit is wat gebeur wanneer God sê, die strome van lewende water, wanneer God sê, ek wil binne in julle werk. Moet daai goed eers verander. Want as God eers aan die uiterlike begin werk, is dit short-lived. God weet die uiterlike vergaan. Ek kan vandag my seun 'n splinternuwe kar koop. Vir 5 jaar is hy kar nie meer splinter nie, dit vergaan. Maar as kan vandag splinternuwe lewe in hom insit. En dit sal vir ewig bly. Dit sal vir ewig bly. God weet die uiterlike vergaan. God verstaan dit en dis kom hy sê ek moet eers aan die innerlike begin werk. Want as ek in die innerlike begin werk, dan verander jou denkwyse oor die uiterlike outomaties. Dit is nie meer so groter probleem as wat jy dink dit is nie. En God sê om te werk na sy welbehaag. Dis 'n groot een. Dit verander jou optrede. Dit verander jou optrede teenoor die woord. Dit verander jou optrede teenoor God en sy gebooie. Dit verander jou lewenswyse. Daarom hierdie versie maak dan meer sin wat sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Jy sien, God wil binne in jou werk, want hy weet as hy jou binne gekry het, as jy binne oorgegee het, as jy 100% oorgegee het aan die binnekant vir God, dan verander alles. Jou gedrag, jou gedenkswyse, jou verlange en jou werk. Jou optrede teenoor God sal verander. Baie mense soek eers die vrug sonder die wortel. Hulle wil eers geseën word sonder om oor te gee. So, Here, as jy my net help met hierdie, dan sal ek daardie kan doen. Maar die Here wil vanmôre vir jou sê, ek wil jou help met daardie, maar ek wil daar begin. Jy wil hier begin, ek wil daar begin. En solank as wat jy wil hê, ek moet daar begin, gaan ek nie eens begin nie. As jy nie wil hê, ek moet binne in jou begin, jy gaan maar aan. Doen soos jy goed sien vanmôre. Jy kan net so ver kom sonder God. Maar God sê binne-in, ek wil daar begin. Ek wil die wortel verander binne in jou. Ek wil hê jy moet ingeënt word, sodat jy die vrug kan dra van die wortel. Hy sal jou nooit die vrug gee nie. Ons het dit baie gesien. Waar sien ons dit? Ons hoor dit, want ek ken die mense wat die lotto gewen het nie. Maar ons hoor dit baie. As mense ewe skielik
'n groot som geld kry wat nog nooit geld gehad het nie. Dit hou nie lank nie. Dit hou nie lank nie. Want hulle was nooit opgelei hoe om hierdie geld te werk nie. Hulle was nooit geleer wat om te doen met hierdie uiterlike wat hulle ontvang het nie. Hulle het nie die opleiding gehad nie, maar God sê, ek gaan dit vir jou gee, maar ek moet hier begin, sodat wanneer jy dit kry, jy agter dit sal kyk. Wanneer ek die omstandighede verander, dat jy in daai veranderde omstandighede sal bly en floreer en jou strome van lewende water wat binne in jou is, verder die omstandighede om jou sal verander. God wil jou gebruik vanmôre, sodat die omstandighede kan verander. 2 Korintiërs 4 vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens. Al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Jy sien, God het geweet, daar gaan 'n verlange wees na uiterlike menslike goedjies. Maar hy het ook geweet, daai goed is 'n gejaag na wind en dit verval. Daai goed bly net nuut vir so lank as wat dit nuut is. Jy kan sien as jy 'n splinternuwe kar koop, sodra jy hom uit die winkel uitry, is hy nie meer splinternuut nie. Sodra jy hom vir een dag het, het hy nie meer splinternuwe waarde nie. Die waarde het klaar verval. Maar God sê, van binne af vanmôre, sal die innerlike mens dag na dag vernuwe word. Jy kan opstaan vanmôre en jou omstandighede kan hoe dor lyk, maar jy het die vreugde binne in jou wat sê, Here, ek is 'n nuwe mens vanmôre. I'm a brand new man this morning. All things have passed away. Dis 'n nuwe dag. Dis kom die skrif sê, this is the day that the Lord has made. Joy comes in the morning. Want jy weet, die innerlike mens word dag na dag vernuwe. Kom wat wil, omstandighede. U het my die kop gemaak en nie die stert nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar, want die innerlike word vernuwe dag na dag. Saam met my Jesus, saam met my God, kan ek 'n hele bende aanvat, kan ek 'n muur spring. Daar's niks groter daar buite as wat binne in my is nie. Jy sien, die Here werk van binne af buite toe. As jy nog bekommerd is vanmôre, as jy hierso sit oor jou uiterlike, doen so 'n bietjie introspeksie. Hoe gaan dit met my innerlike vanmôre? Is daar dalk iets wat ek moet bietjie verander deur die hulp van die Here? Dis nie iets wat die mens kan verander. Dis nie iets wat ek kan verander nie. Dis alleenlik iets wat God kan verander as jy hom toelaat. Maar as jy God wil kompakteer in verskillende boksies in jou lewe en sê ek kan, Here, dis my deel, daai is jou deel, ek is happy, ons werk hier saam, daar gaan ek aan op my eie, gaan dit maar gesukkel vir jou wees. Ek het 'n vers gekry wat praat oor dit, maar nee, snaaks genoeg, die Bybel is so goed vir ons. Ek is so lief vir die woord van die Here. Enigiets wat jy soek, enigiets wat jy nodig het, kry jy uit die skrif uit. Niemand hoef jou te leer nie. Hy sê die Gees van God sal jou lei. Al wat jy moet doen, is oortuigend glo in hom. En die wat in hom glo, strome van lewende water sal uit hom uitvloei. Waar het ons dit nog gesien? Dis nie my versie wat ek wil opbring nie, maar ons sien by Dawid se salwing, in Samuel lees ons, toe Dawid gesalf wil geword het, het die mens eers na die uiterlike gekyk. Hulle het gesê, die en daai moet gesalf word. Kyk hoe mooi hy, kyk hoe goed is hy, so 'n goeie vegter. Hy lei soveel mense, maar God sê nee vanmôre. Ons gaan nie jou broer salf nie. Hy sê ons gaan Dawid salf. Want Dawid het God se hart geken. Sien, God kyk verby die omstandighede. God kyk verby jou moeilikhede vanmôre. God kyk verby die tekortkome van jou kas is dalk leeg. Jou kas is dalk vol. God kyk verby die uiterlike en hy kyk vanmôre na die innerlike. Hy wil weet hoe gaan dit met jou vanmôre. Is it well with my soul? Is daar vanmôre strome van lewende water wat uit my uitvloei? Ek glo tog in hom. Hy sê die wat in my glo, strome van lewende water sal uit. Hoekom is ons dan bekommerd vanmôre oor ons uiterlike?
Hoekom is ons dan bekommerd vanmôre oor wat in die wêreld aangaan? Ons werkloosheid. Ons weet nie wat gaan ons doen met die petrolprys. Miskien moet ek die diesel verkoop en 'n petrol koop of miskien moet ek 'n buis. Ons is bekommerd. Ons is bekommerd oor dinge wat ons nie eens kan verander nie. In plaas van bekommerd wees, is daar nog strome van lewende water vanmôre wat uit my uitvloei. Kom ons kyk wat gebeur as daar nie is nie. Ek sluit af met hierdie versie. Matteus 23 vers 25. Elende wag vir julle. Kyk hierso, wat gebeur? Elende wag vir julle. Skrifgeleerders en fariseërs, huigelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon. Maar binne is hulle vol hepsig en onmagtighede. Jy sien wat gebeur as dit nie binne in jou eerste geadresseer word. Ellende wag, probleme wag, angs wag, druk wag, die wêreld wag vir jou daar buite. As jy uitloop vanmôre en jou saak binne is nie reg nie, weet verseker die wêreld wag vir jou by daai deur. Maar as jy uitloop vanmôre en jy weet dat ek in hom glo, strome van lewende water vloei uit my uit. Ek is 'n kind van God, dan kan ek met daar buite uitstap. Die wêreld gaan nog steeds wag vir my daar buite. Maar jy ellende wag nie vir my nie. Jy sien, God sal jou kalmte gee in die storm, maar die storm sal nog steeds daar wees. Hy sal kom en hy verander jou binne, sodat jy dit wat buite is, kan deurmaak, as ek dit die regte woord is, kom nie die regte woord. God wil hê ons moet verander vanmôre. Jesus kom en hy waarsku dat die uiterlike godsdienstigheid wat die fariseërs en die skrifgeleerdes beteken dis mense wat die skrifte ken. Hulle is geleerd in die skrif. Hulle was so geleerd in die skrif, hulle het eintlik 'n noemnaam gekry as skrifgeleerdes. Hulle het die skrif geken van voor tot agter. Fariseërs, maar Jesus kom en hy waarsku en hy sê dit dat die uiterlike godsdienstigheid baie mooi lyk. Die byeenkoms van ons vanmôre lyk baie mooi. Die samekoms, die lofsang en die danssang wat ons opgerig aan die Here, lyk baie mooi. Maar ek wat hier staan en jy wat daar sit vanmôre weet nie hoe gaan dit in my hart nie, ek weet nie hoe gaan dit in jou hart. So Jesus kom en sê die uiterlike lyk baie mooi. Die uiterlike lyk baie mooi, maar dat julle harte ver van God af is. Hy sê hulle fokus daarop om heilig voor mense te wees, terwyl daar binne in hulle lewe hepsig, selfgesentreerdheid en sonde is. Môre is ons geleentheid om weer reg te maak. Sê Here, ek staan hier voor U vanmôre. Ek wil net weer seker maak dat die lewende water wat U beloof het vir my vloei. Dat waar ek gaan vandag, dat wat dit deel in my lewe, maak nie saak, hierdie lewende water sal dit aanraak. Daar waar daar verdrukking is, daar waar daar angs is, Here. Daar waar daar probleme is, daar waar daar tekortkoming is, daar waar daar verlange is, Here. Daar waar daar siekte is vanmôre, hierdie lewende water wat U beloof het, sal dit aanraak vanmôre. Want U is God van die onmoontlike. Ek sluit af met hierdie laaste kort storie. Wanneer 'n boer 'n saad plant, gaan hy nie elke dag en haal die saad uit en kyk of hy gegroei het nie. Die groeiwerk begin binne in die grond. Die groeiwerk begin waar niemand kan sien nie. Die groeiwerk begin by God binne in jou, waar niemand kan sien nie. En die dag wanneer daai saadjie deurbreek, en hy breek en hy stoei en hy die wind en hy die weer en hy genoeg versorging gekry en hy breek deur daar in die grond, is die dag wanneer almal dit raak sien. Is die dag wanneer die boer weet, something's gonna happen. Something's gonna happen. Iets skiet op vanmôre. En die dag wanneer Jesus jou aanraak binne en die wêreld buite begin het sien, weet verseker, something is gonna happen. Iets gaan gebeur met jou lewe. Iets gaan gebeur met jou omstandighede. Jou lewe gaan verander. Soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Amen.